Vir ewig sal hy heers. Forever you will be the Lamb upon the throne. Mag ons dit glo vanmôre, Here. Is ons gebed, Vader, Seun, Heilige Gees. Dankie, Jesus. Kom breek die woord vir ons oop. Dis wat ons smag, dis wat ons soek in hierdie tye, leiding en rigting. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Ons eer die Here. Ek dink is tyd dat die songs wat ons op die Sondag gaan sing, dat ek dit vir julle almal sal stuur, dat jy net so 'n bietjie kan oefen om saam my hande te klap. Dink julle nie dit gaan beter werk nie? Loof die Here. Ek weet nie of 'n hand in jou huis dalk 'n moordwapen is, wat jy mee geklap word, of wat, dat jy bietjie versigtig is nie. Maar julle, dis weer tyd dat ons uitbundig begin raak oor die dinge van die Here. Ek dink is weer tyd dat ons begin glimlag oor God se teenwoordigheid in ons lewens. En ek besef, julle wat, partykeer, en dis nou maar net ek, en ek is nou maar nie normaal nie, maar dit is ook alright so, my vrou is hom nog lief vir my. Weet, partykeer as ek hierdie goed in my kar luister, dan voel dit vir my, ek moet nou aftrek, want ek is nou eers met die Here besig, ek gaan nou hier in 'n verkeerde baan ry. En ek kan nie genoeg kry van God se teenwoordigheid nie. Daarom partykeer as ek in die kar ry, en ek weet van julle doen dit ook, en ek respekteer dit, want dit is so ek het ook doen, maar ek glo as ek alleen in die kar is dit my en God se tyd. Al is dit net vir 5 minute, al is dit net vir 10 minute, al is dit eers lank nie, weet jy wat, ek kan nêrens heen beweeg en die stuur weer los nie. My geloof is nog nie so sterk dat ek kan sê Here van die wiel nie, maar jy hoor wat ek sê, en ek dink in die tyd wat ons leef, dis hoekom ons ook nou gaan praat oor hierdie reeks, mense lojaliteit, beskikbaarheid, diensbaarheid is waaroor God se koninkryk gaan. Nie mooi weers Christene nie. Nou ja, ek het nou al besef, my vrou het ook al gesê, ek moet dit eerder nie meer sê nie, want dit is moeilik vir my om dit nie te doen nie. Ek het al baie keer gesê, ek wil nie vanmôre op jou tone trap nie, maar ek besef, as jy uitgaan is van julle se tone plat, maar loof die Here, dis met 'n salwing plat getrap, loof die Here. So, ek wil vanmôre met jou praat oor die regte ingesteldheid, en dit gaan oor, die Engels is die woord attitude, ingesteldheid. Nou as jy praat van ingesteldheid, die eerste ding wat by my opkom, is as jy na 'n plek toe wil gaan, en mense, daar's nie 'n fisiese adres nie, maar mense stuur vir jou die koördinate, en jy moet die koördinate laai, en jy moet instel. Daai ingesteldheid, so ingesteldheid het te doen met waarheen jy wil gaan in die lewe. Jou ingesteldheid is wie jy wil word, is wat jy droom, is wie jy mee jouself assosieer as gevolg van 'n droom. Jy weet, mense in jou lewe, die Engels is die woord attitude, so vergewe my as ek dit ook gaan gebruik vanmôre, maar die mense het 'n manier om jou attitude oor die lewe te beïnvloed. Is dit nie so nie? Ons hoor allerhande stories, ons hoor allerhande dinge, sonder dat ons dit in die Bybel lees, dan kies ons om mense te glo. En omdat ons kies om mense te glo, dan verander dit ons ingesteldheid. Ewe skielik is ek banger as wat ek was. Ewe skielik het ek minder geloof, ek is meer bang. So, kom ons los dit eers dan. Een preek op 'n slag. Is beter dat jy iets kan onthou. Romeine 14. Here, dankie vir die woord. Dankie vir die nuwe reeks. Getroue diens is waaroor die koninkryk gaan. Ons eer U daarvoor. Vader, aktiveer hierdie woord vanmôre in mense se harte. Romeine 14 vers 10. Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder, of jy ook, waarom verag jy jou broeder, want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word. Let wel met wie praat hy, broeders, mense van die liggaam. Want daar is geskrywe,
So waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely. So sal elkeen van ons dan vir homself aan God, die woord is rekenskap. Ek wil jy moet stil staan vanmôre saam met my by die woord rekenskap. Die Engels is die woord accountability. All of us, we are going to give account. Ons sal almal ons beurt kry. Almal van ons sal. Te motiveer hoekom ons onsself besig gehou het met dit waarmee ons gekies het om besig te wees. Is al klare eina. Ek weet van ons is lief vir slaap, en weet jy wat? Slaap is baie geestelik. Ek glo, slaap is baie geestelik. Want die skrif sê, hy gee dit vir sy geliefdes in hulle slaap. Loof die Here. Ek like van slaap. Weet jy wat slaap? Want hoekom? Slaap is in my lewe baie skaars entiteit. Ek slaap nie lang tye nie. Ek word met tussenposes wakker, dan hoor en ervaar ek, my ander helfte slaap namens my, jy weet. Jy kan mos hoor as iemand namens jou slaap. Hulle het 'n sekere taal wat hulle praat, deur hulle neus of keel of hulle interpreteer namens jou. Weet jy of dit intersessie is of wat dit is nie, maar hulle interpreteer namens jou, hulle lê die versoek voor die Here, terwyl hulle slaap, dat jy ook moet nou aan die slaap raak. Maar ek is ongelukkig een van die ouens, as ek te lank wakker bly, dan maak ek almal rondom my wakker en vra, slaap julle dan? Want as ek nie kan slaap, hoekom moet ander slaap? Maar in elk geval. En dan is ek vies as ander my wakker maak, jy weet. Maar in elk geval, ek is ongelukkig een van daai ouens, as 'n voeltjie teen my venster vasvlieg, is ek die hele nag wakker. So, slaap is belangrik. Maar ons kan nie slaap wanneer ons moet besig wees met God se werk nie. Stem julle saam? Ons gaan almal voor die regterstoel, en ons gaan nou kom by wat is die verskil tussen die regterstoel en die wit troon, want mense verwar die twee. Ons gaan almal ons beurt kry om te sê, hoekom het ons gekies om besig te wees waarmee ons was. En jy gaan alleen staan. So meneer, as jou vrou namens jou geantwoord het, ek het vir jou nuus. She's not going to be there. En as jou man namens jou moes antwoord, ek het vir jou nuus. En weet jy wat het ek ervaar die week? Terwyl ek besig is met die goed, dat God se teenwoordigheid is so alomvattend, dat ek dink, voordat die Here nog daai vraag vra, gaan baie van ons al klaar in trane uitbars en sê, Here, ek bely. Maar hier is die ding. Hoekom gaan ons eers moet wag vir daai dag? Hoekom kan ons nie nou al bely en bietjie rou kol hou nie? 24 uur in 'n dag. Hulle sê normale mense moet 6 ure slaap. Ek praat nie van slaap met oop oë nie, ek praat van slaap met toe oë. Oop oë weet ek nie hoeveel van ons is regtig dan wakker nie, maar as jy 6 ure aftrek, het jy 18 ure oor. As jy moet sê wat die grootste gedeelte van jou dag ingaan, ek weet ons moet werk, maar hoe jy werk is 'n vraag. Hoe jy te werk gaan is belangrik. Waarmee is ons besig? Besig is nie altyd goed nie. Besig met God se saak en God se mense is goed, maar nooit ten koste van jou eie lewe nie. Hoeveel ewigheidswaarde het die manier wat jy God se wil vir jou lewe tans soek? Het dit wat ons onsself mee besig hou elke dag enige ewigheidswaarde?
Wil julle weet wat is die gunsteling vraag wat hulle nou deesdae vir die pastoor vra? Kan iemand raai? Ek gaan nie ja of nee sê nie. Ek wil net hoor of julle my lewe verstaan. Wat dink julle is die gunsteling vraag wat hulle nou deesdae vir 'n pastoor vra? As ek jou 'n tip kan gee, ek verwys na jou linkerskouer. Wat dink julle? Willie, wat dink jy? Oor die jab. Wie wat? Ek antwoord so. Ek weet nie of geen iemand op medikasie is wat God gesê het hy mag opwees nie. Dink bietjie daaraan. Die Here het aan ons sekere vermoë gegee om vir onsself te besluit. Maar wat ek wel weet is, ek is nie Pfizer se of Johnson & Johnson se woordvoerder nie. So ek gaan nie namens enigiemand praat nie. Besluit vir jouself. Moenie toelaat dat hierdie dinge ons van fokus afbring oor waarheen ons op pad moet wees nie. As hierdie ding vir jou issue gaan wees en jy gaan voel jy gaan fokus verloor, moenie dit vat nie. Maar as jy jou fokus gaan behou, weet jy wat? Mense drink kopseerpille. Mense wat diabetes is, spuit hulle self en hulle dien nog steeds die Here. Besluit self. Maar hierdie redenasies en dinge wat die liggaam van Christus hulle self mee besig hou, moet nou stop. Want dit het geen, hoor wat ek sê, geen ewigheidswaarde nie. Jy kan sterf met of sonder 'n jab, maar jy kan nie sterf sonder Jesus Christus nie. Openbaring 22. En kyk, ek kom gou. En my loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Dit is die realiteit. God gaan vergeld op grond van waarmee ons onsself besig gehou het. Waaraan ons die meeste tyd van die dag hom ingeken het. Loyaliteit of getrouheid, hoe jy dit wil sê, dit beteken dieselfde. En diensbaarheid of beskikbaarheid vorm die meriete waar volgens ons beloon word met die fokus op die Vader se plan vir ons lewens. Loyaliteit is iets wat 'n mens nie meer sommer by mense deesdae kry nie. Mans en vrouens skei. Families spat uit mekaar. Werksplekke hire and fire. Maar ons moet anders wees. En dis waar die krone inkom waaroor ons die volgende paar weke gaan gesels. Beskikbaarheid en diensbaarheid ongeag jou omstandighede, om konstant te bly, om loyaal te bly, om getrou te bly, ongeag die weer, ongeag die omstandighede, ongeag hoeveel gered of ongered is in jou huis. Fokus op die Vader se plan vir jou lewe. Nou daar sal jy sien is 'n prentjie. Die woordjie, en dit is 'n replika of soos wat dit in daai tyd, hulle het op dit afgekom. Die woordjie regterstoel en wit troon verskil. Ons dink is dieselfde, maar regterstoel in die Grieks is die woord bema. En dit beteken, soos daar spesifiek, 'n spesiale verhoog, soos ons hier vir julle nou 'n spesiale verhoogie
uitgesit het. En hier's 5 stoele, want soos wat ons weet en bewus is daar 5 krone wat jy gaan ontvang. Nou die van julle was, ons almal was al by 'n plegtigheid, 'n samekoms, 'n eerbewys van mense wat getroue diens, langtermyndiens gehad het. En dan kry hulle spesiale geskenk en hulle word erken. En ons almal was ook al by 'n skoolprysuitdeling, dan kom jy daar in die aand, gewoonlik dan sluip ons daar in, en dan sien ons daar's 'n tafel en niemand mag praat nie, maar daar's 'n tafel van pryse, erkenning, wat wag. Sekere kinders, nie almal nie. Erkenning. En die wat hard gewerk het, en die wat getrou was, en die wat loyaal was, hulle word so bietjie uitgelig, en hulle word op die verhoog opgenooi. En baie keer in skoolkonteks was dit die hoof gewees, en die spesifieke vakhoof, en wie ook al van die sport, as dit nou sport is, en dan word daar hande geskit, en dan word daar gepose vir foto's. En dit gaan so eendag in die hemel ook wees. Maar daar's 'n verskil tussen wit troon en die regterstoel. En ek wil gou net dit aan jou voorhou. Want kom ons begin by die wit troon. Dis nie ek wat dit sê nie, dis die woord wat dit sê. En ek het 'n groot wit troon gesien, en hom wat daarop sit, vir wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God gesien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is. God dateer ook op waarmee ek en jy besig is. Hy maak notas. Dit het ek gesê, hierdie is wat my kind doen. Hoeveel van ons gaan dit al twee naby dieselfde kom? Kan julle verstaan hoekom is ons afhanklik van genade? Wat het God gesê? Waarom het hy homself besig gehou? Hoor mooi. En die boeke geskryf volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was. En die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was. En hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Baie van ons, ek is ook iemand wat ongeduldig is. Maar ek wil vir jou sê, maak nie saak hoe dik daai boek is, ek gaan daar sit tot die Here my naam raak lees. Here, swart. Asseblief, Here. Here, miskien het my ma, miskien Here, spel ek my van verkeerd. Miskien het my ma dit met 'n Z gespel, Here. Gaan dit onder Z. Here, swoe. Here, miskien het my ma dit verkeerd gespel. Miskien moet dit SCH. O, swart. Kan jy dink hoe gaan dit wees? Al is hy boek hoe dik. Ek dink ek en jy sal sit. Ek dink ek en jy sal met vrymoedigheid sit om te hoor. Is jou naam daar? Name opgeskryf in die boek van die lewe is die wit troon. Dis waaroor dit gaan. Met ander woorde, om vas te stel wie volgens God se wil geleef het.
Julle, ek moet eerlikwaar vir julle sê, kan ek eerliker wees as nou? Ek weet nie of daai 'n baie dik boek gaan wees nie. Hoop om hy gaan dikker as die huisgenoot wees. Twee Korintiërs 5. Nou is ons by die regterstoel. Julle het 'n idee wat dit beteken, die wit troon. Want ons almal moet voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Goed is of kwaad. Jy gaan erkenning kry waarmee jy besig was. Van ons, as ons met die regte goed besig was, kry ons krone. Ander, as ons met die verkeerde goed besig was, ek het nog nie regtig spesifiek op iets afgelees nie, maar die skrif sê ons gaan ook erkenning kry. En by gedeelte sê hy gaan waarmee ons besig was met vuurtoets. Soos wat hy nou waarmee ons besig hou met vuurtoets. Soos wat dit nou rondom jou warm word om te kyk of gaan jy egter word of gaan jy God se hand los. Nou die bema, God se regterstoel. Jy sien ek en jy as ons regterstoel drink, dan dink ons wit troon, is nie dieselfde nie, is twee verskillende fases. Jy kom, dan word daar, dit is amper soos hier, die boek van die lewe. Gelukkig, ons mense, jy weet, jy's nou en jy word nou bevoordeel, as jou naam nie op is, kan ons hom nog vir jou daar opskryf. Totdat iemand hoes langs aan jou, dan wens jy jou naam was nie op nie, maar in elk geval, as jy hier inkom, soos die wit troon. Maar, as jy jou tyd, dis nou goed en wel, jou naam is in die boek, nou kom ons in. Nou is daar 'n tafel. Speel vir ons daai. Nou is daar 'n tafel. Ek wil hê jy moet jou oë saam met my toemaak. Kom ons gebruik ons verbeelding. Spesiale verhoog. Sit hom vir ons 'n bietjie harder. God die Vader sit op die troon. Sy Seun se Heilige Gees is by hom. Ja, jou naam is op. Maar nou is dit tyd vir die prysuitdeling. Was jy getrou gewees? Waarmee het jy jou besig gehou? Wat was jou ingesteldheid teenoor die wil van God? Het jy gebid soos wat jy moes? Het jy God geken in alles wat jy doen? Het jy sy wil gesoek met alles in jou? En dan sê die woord, sal jy jou kroon ontvang. Dankie Sarah. Elkeen van ons sal ontvang dit waarmee jy besig was, goed of kwaad. 'n Loon. Op daai spesiale verhoog sal jy opgeroep word as jy besig was met die regte dinge. Ons ingesteldheid word verklap deur waar ons fokus is. As jou fokus vrees is jy tans besig met verkeerde ding. Onthou as jou ingesteldheid vrees is, of jou fokus vrees is, gaan jy besig wees met alles wat voorkomend is. Omdat jy bang is. Ons ingesteldheid word verklap deur waar ons fokus is. Solank ons fokus bly op dit wat vir die Vader belangrik is,
volg die beloning van self. Dit is maklik eintlik. Solank jou fokus bly op dit wat vir die Vader belangrik is, volg die beloning, die kroon van self. So die van julle wat worry of die kroon op jou kop gaan pas en of hy gaan afval, so wat? Al val hy van jou kop af. Net solank dit joune is. Solank ons fokus net op die beloning is, word ons selfgesentreerd en kan ons selfs God se plan vir ons lewens mis. Jy weet, as dit gaan oor, wat gaan ek hier uitkry? Ek soek my kroon. Ek soek my beloning. Pastoor, niemand sê eers vir my dankie nie. Weet jy wat, dis waar selfgesentreerdheid begin. Mense wat gee, en dan wil hulle hê die Vader moet vir hulle teruggee. Mense wat gee omdat hulle glo, en hoor my reg, ek glo ook in die voorspoed van die Here, maar ek glo nie jy moet gee om 'n ryk man te word nie. Ryk in materialisme noodwendig nie. Ja, God kyk na sy kinders, en hoor mooi, hy gee jou wat jy kan beheer, en wat jy mee kan werk, waarmee hy jou kan vertrou. Gaan jy nie meer gee, as jy nie met meer kan werk, as jy jou nie met meer kan vertrou nie. Ek sê vir baie mense, want mense sê, eendag sê iemand vir my, pastoor, as ek net die lotto kan wen. Gelukkig het hy my nie gevra om saam met hom vir dit te bid nie. Want dan het ek eerder iets uit hom uitgejaag. Wie wat sê ek vir so 'n persoon? As jy sukkel om te weet wat 10% van R10 is, hoe gaan jy weet wat is 10% van R1.000.000? God is nie 'n mens dat hy lieg nie. Hy's nie 'n aannemer van persoon nie, maar van beginsel. Daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat so maklik omring en met die woord is volharding die wedloop loop wat vir ons voorlê, die oog gefestig, dis waar ons fokus moet wees, op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat vir hom voorgehou is, die kruis verdra, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Die oog gefestig op Jesus. Ek is besig om klaar te maak, af te sluit. Maar ek wil die volgende paar skrifverse aan jou voorhou. En ek wil hê jy moet dit met 'n oop gemoed lees. Hy skryf daar, wees op julle hoede, dat ons nie verloor wat ons deur arbeid verkry het nie, maar 'n volle loon ontvang. Wat het die Here al nie alles vir jou al beteken en gegee nie. Pas op, dat jy nie beloning georiënteerd raak. Want dis 'n verkeerde ingesteldheid. Jy gaan selfgesentreerd wees. Daar gaan nie plek wees vir God se wil in jou lewe hoe meer selfgesentreerd jy is nie. As elke sinnetjie van jou lewe, en ek sê dit met versigtigheid en baie liefde, maar as elke sin van jou lewe begin of eindig eers is daar geld in betrokke, moet jy besef, jy is lankal nie meer God gesentreerd nie. Jy's lankal nie meer koninkryk gesentreerd. Ja, dit is so. Alles word duurder, maar genade is ook nie goedkoper nie. Wees op julle hoede. Arbeider is sy loon werd. Dis die skrif. Wees op julle hoede. Pas op dat selfgesentreerdheid nie jou bekruip nie.
Want hy gaan jou van agteraf bekruip wanneer jy dit nie verwag nie. 1 Korintiërs 3. Is dit wat ons bou tans op aarde, vuur bestand? 1 Korintiërs 3 vers 13. Elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word. En die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. Vuur is God se oordeel, God se regverdigheid. Die skaal waarmee God gaan weeg, word gesimboliseer deur vuurvlamme. Dis hoekom ons goud hier het, want hoe warmer dit word, hoe suiwerder word goud. Is dit wat ons bou? Vuurbestand. As iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy 'n loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly. Alhoewel hy self gered sal word, maar soos die vuur heen. Weet julle dan nie, dat julle 'n tempel van God is, die Gees van God in julle woon nie? Is dit wat ons bou? Vuurbestand. Het dit enige ewigheidswaarde? Kolossense 3 vers 23. My ouma het altyd gesê, met niks het ons in hierdie wêreld ingekom nie. Hoor my mooi, dis hoe jy ook hier gaan weggaan. Kolossense 3 vers 23. En wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. Maar wie onreg doen, sal die onreg wat hy gedoen het, terug ontvang, en daar is geen aanneming van persoon nie. So waarmee jy jouself besig gehou het, sal jy ooreenkomstig dit 'n loon ontvang. Al het jy probeer om genade te koop, al was jy 'n sekere hoër kategorie mens, en jy het in hierdie area geblaai al die jare, en jy het so karretjie geraai, en jou vroutjie se size was altyd 'n 28. En jy het al die jare gehelp bou aan die kerk, en jy het al die jare gesorg dat die pastoor al hoe dikker word. Gaan dit jou niks help nie. Want God eer beginsel, nie 'n persoon nie. As dit in beginsel, waarmee jy jou besig hou, niks met God se woord te doen het nie, maak jou gereed vir jou loon. Kan ons oë vanmôre net 'n oomblik toemaak? Volgende week gaan ons by die krone begin, maar dis nodig dat ek en jy vanmôre, terwyl ons oë toe is en terwyl ons hoofde buig, vir onsself die vraag afvra: Here, is dit wat ek op aarde bou vuurbestand? Is dit gevestig? Is dit gesetel op u koninkrykswaardes? Of gesetel in u koninkrykswaardes eerder? Kan jy vir my weer daai agtergrondmusiek speel asseblief, Sarah? Is dit waarmee ons besig is? Waarmee ek myself besig hou? Here, het dit enige koninkrykswaarde? Ewigheidswaarde? Ek en jy het vanmôre nou 'n geleentheid. Ek en jy het vanmôre nou 'n geleentheid. Om te sê, Here,
Ek wil vanmôre my attitude aanspreek. My ingesteldheid. Here, want my fokus is op die verkeerde goed. Wie's daar vanmôre wat sê, Here, begin by my ingesteldheid. Dat ek nie sal langer kyk en vingers wys na ander nie. Here, begin by my vanmôre. Wie's daar vanmôre wat saam met my wil staan, sê, Here, begin by my ingesteldheid. Ek is verkeerd ingestel, ek is verkeerd ingestel, ek is verkeerd ingestel. Speel weer die agtergrondse musiek vir ons, hy klavier asseblief. Dankie, Here. Shekabaya bandorolokushika tandalalakasha. Ek ervaar vanmôre die Here sê iets profeties. Ek ervaar vanmôre die Here praat in jou gees vanmôre met jou. En hy sê, voor jy een van my krone kan ontvang, my kind, is dit tyd dat jy eers jou mensgemaakte krone van jou kop af moet haal. Die krone wat jy by mense soek, die erkenning wat jy by mense soek, die besigheid wat jy by mense soek, is eers tyd nou dat jy daai kroon moet afhaal. Want as nie meer tyd oor nie. Ek wil niemand emosioneel opsweep vanmôre nie, maar ek hoor duidelik vanmôre dat die Gees van die Here sê, die tyd op aarde is min. Daarom vanmôre kom die Gees van die Here in liefde na jou toe. En hy sê, as jy erkenning wil hê vir waarmee ek wil hê jy moet besig wees, is dit tyd dat jy jou mensgemaakte krone sal afhaal. Want as die plek op jou kop, benewens die feit dat jou kop te groot geraak het, my kind, te groot geraak het vir my saak, te groot geraak het vir my mense, te groot geraak het vir my liggaam. Jy het jouself begin isoleer in baie opsigte. Jy het gedink jy is slimmer as ander in my liggaam. Jy het toegelaat dat godsdiens ons verhouding afbreek. Jou kop het te groot geraak vir my kind. Hoor ek die Gees van die Here sê, maak plek vir my, dat sal daar plek wees vir my kroon, vir jou krone. Maak plek vir my. As jy vanmôre dit profeties kan maak, soos iemand wat 'n kroon afhaal, wil ek vir jou sê, haal die kroon af en gooi dit agtertoe. Gooi dit oor jou agtertoe. Die Skrif sê ons moet dit wat agter ons is, ons van losmaak. Gooi daai kroon. Sê, Here, hierdie kroon van selfgesentreerdheid, hierdie kroon van eie wysheid, Here, ek haal hom af. Ek gooi hom agtertoe. Kom aan, doen daai profetiese aksie vir my. Here, ons haal hierdie kroon af. Ons bid Romeine 12. Here, Romeine 12 vers 2, dat U ons denke oor U koninkryk sal vernuwe. Dat U ons ingesteldheid sal verander. Dat U ons fokus sal skuif na dit wat vir U saak maak. Ons dank U, Here. Thank you, Lord. Wil jy nie saam met my net jou hande opsteek en sê, Here, 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 wees my genadig in hierdie tyd. Gee dat ek sal kwaliteit bou vir die koninkryk. Gee dat ek, Here, fokus sal bou op U saak, U mense en U wil.
Dankie Vader. Dankie Seun. Ervaar hoe jy ligter word in jou gees. Van jy het swaar getrek aan hierdie bekommernisse en dinge, maar weet jy wat, dit alles eintlik maar oor jouself gegaan, dit het nie oor God gegaan nie. Gee dit vir die Here finaal. Soos wat jy dit vir hom gee, word jy ligter. Dankie Here. Vader, baie dankie dat ons vanmôre in u teenwoordigheid kon stil word. Dankie dat ons vanmôre, Here, hierdie woord in ons lewens kan inneem, kan inbou. Here, begin by my en Marley eerste. Here, want ons besef, salwing kom van die hoof af. Here, en as leierskap in 'n gemeente selfgesentreerd is, dan verval ons in 'n spaarmentaliteit eerder as 'n boumentaliteit. Dat ons in hierdie gemeente sal begin bou, kwaliteit sal bou, Here. Deursoek ons harte. Wys ons, Here. Soos wat ons nou staan hier voor U, wys ons, Here. Sodat ons deur die Heilige Gees en by die Heilige Gees kan leer in hierdie tye. En nou is ons gebed dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, troostvolle gemeenskap van die soete Heilige Gees in en deur ons elkeen sal werk hierdie week. Mag ons koninkryksbouers word. Mag ons gefokus wees op Jesus, die beginner en volëinder van ons geloof, Here. Ons leidsman. Mag ons U voorbeeld volg, Here, dieselfde gesindheid hê. Werk aan ons hierdie week. U het ons toestemming. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie dat jy vanmôre saam met ons gekuier het. Die Here seën jou. Kry jou ingesteldheid reg. Mag God jou eer vir waarmee jy besig is. Ons eer die Here. Totsiens.